Dit is goeiemôre, good morning. Een van Suid-Afrika se gunsteling boerseuns, Brendan Pyper se liedjie H2 Hart, het reeds aanhangers harte geraak. En nou word daardie storie nog dieper vertel met die vrystelling van 'n musiekvideo. Ons het nou net 'n lekker voorsmaakie gekyk en die man self is hier om ons hieroor te vertel. Goeiemôre, good morning Brendan Pyper. Goeiemôre, good morning. Altyd lekker om jou hier te hê. Kyk hoe relaxed sit jy daar op die bank. Jy is amper soos 'n gasaanbieder hier. Jy sal lankal, maak jouself gemaklik. Maak jouself gemaklik. Ja. So die musiek is die liedjie is al vir 'n rukkie uit. So hoekom nou besluit om 'n musiekvideo te maak vir H2 Hart? Kyk, ons het mos laas jaar 'n EP vrygestel, of ek het laas jaar 'n EP vrygestel en hy is op die EP. En toe dink ek gaan eers wag vir die Amerikaanse program, Annadam se een om, jy weet, tot die einde te kom. Dan sal ons die video vrystel, want daar's baie footage en goed in die video wat obviously deel is van die program. Ja. So ons wou niks spoil nie. En ja, ek dink 'n nuwe seisoen begin nou weer in Amerika vir die H2A manne. So ek het gedink dis goeie timing. Ja, so jy praat nou oor die H2A manne, maar daar's baie mense wat nie weet van hierdie gemeenskap nie. En dit was eintlik die inspirasie natuurlik agter die liedjie. Kan jy vir ons vertel wat is die H2A en hoekom was dit vir jou belangrik om vir hulle hierdie liedjies te skryf? Ja, sover my kennis strek is H2A program wat Suid-Afrikaners werf om oorsee te gaan werk vir groot mega boere daai kant. En ja, dis 'n program waarna hulle deel is en jy moet kwalifiseer vir hierdie program. Nie net enige ou kan kwalifiseer vir dit nie. So ja, ek dink meeste van die ouens gaan maar oor want dit is goeie geld en dis 'n seisoen wat jy, kom ons sê in jou 20's wanneer jy nou nog nie baie verantwoordelikhede het hierdie kant nie. Dan kan jy oorgaan en bekostig om 6 maande oorsee te bly en te werk en ek het gehoor dis baie harde werk. Ja. So ja, ek dink as ek nie gesing het nie sou ek definitief daai geleentheid gevat het. Ja, en die woorde van die liedjie, dit gaan ook baie oor hulle mis hulle mense, hulle mis hulle land, maar hierdie is nou 'n geleentheid wat hulle wil aangryp met albei hande. Ja, ek het net baie van hierdie ouens en toe ons nou Annadam se eende geskiet het, op elke lughawe loop jy ten minste 'n paar van hulle raak, jy weet, en dan jy weet, lyk soos 'n Suid-Afrikaner, maar dit kan ook 'n Duitser wees, jy weet, of wel, en dan stap jy maar na die ouens toe of hulle kom na jou toe en dan begin mens maar net gesels. En dan besef jy daar is niks buite Suid-Afrika wat beter is vir die siel as wat ons hierso het nie. Jy weet, ek het ook besef toe ons nou Annadam se eende gaan skiet het. Ek dink ek sal ooit wil trek uit hierdie land uit nie. Hoe amazing dit is daai kant. Alles werk, alles is ongelooflik, maar weet hulle het ook maar hulle dinge en ja, ek het baie van die ouens gesien wat regtig die huis verlang, jy weet. Hulle maas veral. Hulle mis die kos en om vir homself kos te maak is nie altyd so lekker nie. So ek wil eintlik gesels bietjie oor die musiekvideo. Ons het nou 'n voorsmaakie daarvan gesien, maar die visuele elemente van die video, dit is so mooi. So mens kyk na die lande, mens kyk na jy wat daar op die strand sit en daar tipe goed. Hoe moeilik was dit om te besluit wat gaan inbly, wat gaan ons nie insluit nie? Ja, dit was. Want alles is mooi. Ons het seker 4-5 edits gehad van my musiekvideo en gekyk na verskillende weergawe en toe sê ek maar ek soek meer van die landskap en ek soek meer van daai sonsak en sonopkoms wat ons gesien het en ja, 'n bietjie minder van myself. Jy weet, want dit was so 'n flippe mooi land. Ja. Ek het die mooiste, mees freakieste sonopkoms gesien. Dis iets wat jy nie kan beskryf nie. Soos ons het daar, ek dink ons was op pad Area 51 toe ry ons deur nag en ons kyk die sonopkoms. Ja. Jy weet, en toe stop ons net en ek sê vir die ouens, luister, soos kom ons kry net 'n paar shots van hierdie en hulle het dit toe gedoen en ek dink ons het 'n stukkie in die musiekvideo ingewerk van daai sonopkoms. Dit is ongelooflik. Was dit toe nou 'n sonopkoms? Hulle was op pad Area 51 toe, so dit kon een of ander was 'n sonsak. Dit kon een of ander UFO of 'n ding gewees het, want jy het reeds gesê dit was freaky. So dit was baie freaky. Ek het nog nooit so sonopkoms gesien nie. Dit is soos of sonsak gesien het, soos hy maak sulke leiers teen die berg en dit het net sulke duidelike lyne wat hy getrek het. UFO.
Maar wat weet ons? Ek wil Ek ook weet vir jou niks. vra, wat is mense se reaksie op die liedjie? Want dit is iets wat mense nogal baie emosioneel gaan raak, veral die mense wat van daardie gemeenskap deel uitmaak. Ja. My intensie met die song was dat dit mense emosioneel raak. Het was nie om op die charts te kom of nommer 1 te gaan oornag of wat ook al nie. Dit was maar net ek het 'n behoefte gesien, ek het 'n mark gesien vir dit en ek het gesien dat hierdie ouens, jy weet, hulle skryf hulle eie liedjies en release dit en dis ek sê nee, kom boys. Kom ons skryf vir julle 'n song. En ja, dit was maar die oorsprong van die song. Ek is so bly dat jy nogal regtig dit vir jou belangrik is om ook emosioneel te kan skakel met mense deur jou musiek, veral mense wat ver weg is van hulle huis af, ver weg is van die familie, want alles gaan nie net oor die musiek wat jy maak wat regtig great is nie, maar om net bietjie in 'n ander rigting in te gaan om 'n ander reaksie uit mense uit te lok. Ek dink dit is fantasties om te sien hoe jy groei as 'n kunstenaar. Dit is ons regtig baie lekker. Dankie. En wanneer gaan ons 'n vollengte album kry? Daar was 'n EP, ons soek nou nuwe musiek. Ek wil so graag 'n vollengte album vrystel, maar vandag se tye is dit vir my baie snaaks. Die bedryf het baie verander, né? Vinnig verander. So ek dink ek gaan hierdie jaar net fokus op singles. Sal ek dalk volgende jaar weer kyk na dit. Brendan, waar kan mense jou volg asof ons nou nog nie weet nie? Net nie huis toe nie. Maar ook nie in 'n mall nie, asseblief net nie volg nie. Ook nie terwyl ek eet nie, net laat ek net eet. Okay. Ja. Maar social media, ja. TikTok, ek is nie baie aktief daar nie, maar Instagram en Facebook deel ek maar my bewegings. Ja, waar jou shows is, waar die nuwe musiek is en wanneer jy weer op Goeiemôre, Good Morning gaan wees. Dit is altyd lekker om jou hier met ons te hê. Dankie vir die kuier. Dankie vir julle. So vroeg as 'n kunstenaar. Dankie Brendan Pyper. Dit is dan waar vandag se program gaan eindig. Ons sien julle môreoggend weer 6:00 op Via. Dit is Goeiemôre, Good Morning. Lekker dag verder.